Goeiemôre, goeiemôre. Is die bron van my krag, is my waterstrome, die een vir wie ek leef, met my hele lewe, bemin ek die Heer. Môre, môre, môre. Met my hele lewe, bemin ek die Heer. Met my hele wese, het ek U lief. Met my hele lewe, Dankie dat jy hierdie live like en share. bemin ek U Baie welkom op hierdie sonoggend. Heer. Dis 'n sonoggend op Radio Tygerberg en aanlyn as jy nou net ingeskakel het. Goeiemôre en baie welkom aan jou. Ek hoop dat jy het 'n wonderlike nagrus agter die rug en dat jy vandag met 'n verwagting opgestaan het om te sê, Here, ek wil graag hoor dit wat U graag met my wil deel. Ek weet dat God het 'n plan met jou lewe. Ek weet dat hy het 'n rede vir jou om hier te wees vandag. En as ek en jy dit sal om die geleentheid sal offer, om sal toelaat, dan sal hy vir my en jou kom wys presies hoe groot sy liefde vir ons is. Nou vanmôre wil ek met jou gesels oor 'n onderwerp getiteld toevallig. Toevallig. En baie mense gaan in die lewe om en hulle het hierdie persepsie dat dinge maar net sommer gebeur. Something just happened. Ons het geen beheer oor dit nie. Dis half 'n magiese ding. Dit is dalk net it's fate, it's Murphy, dit is wat ook al. Maar dit kom terug in Afrikaans, noem ons dit toevallig. Dit gebeur toevallig. Ek het toevallig in hulle vasgeloop. Ek het toevallig daai ervaring beleef. Ek het toevallig die antwoord gekry op 'n vraag waarmee ek sukkel. Ek het toevallig my toon gestamp. Ek het toevallig my huweliksmaat ontmoet. En kan ek vanmôre vir jou sê dat die toevalligheid van jou toevallig is glad nie 'n waarheid nie. Dis die feit dat ek en jy dit glo wat dit krag gee in my en jou lewe. Maar ek wil vanmôre vir jou miskien help om daardie gedagte te draai in iets wat bietjie meer in lyn is met die woord van God. Nou die Bybel sê vir ons dat in Johannes 14 vers 6 sê Jesus, beskryf hy homself, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die lig vir hierdie wêreld. Ek is 'n lig vir jou pad, ek is 'n lamp vir jou voet. En Jesus beskryf homself as lig, die ware lig. Lig wat inskyn in donkerte in. Lig wat inkom wanneer daar geen natuurlike lig is nie, is Jesus die lig vir my en jou. En vanmôre is die gedagte dat as jy hier kan weggaan vanmôre, as jy die radio afgesit het of die sosiale media toegemaak het, en jy kan sit met die gedagte van, toe kom val lig in my wêreld. Toe kom val die openbaring van Jesus by my. Dan het jy vanmôre die regte ding gehoor. Want die enigste lig wat ek glo gaan val in jou wêreld is die feit dat jy besef dat God is met jou. Die enigste lig wat jy nodig het in 'n stormagtige omstandighede is die feit dat die een wat die storm kan bedaar is met jou. Toe kom hy in jou situasie in. Toe kom hy in jou lewe in. Toe kom hy na jou toe om te verander dit wat donker is en duister is en hy bring sy lig. Toe val die lig. Toe val die openbaring, toe val die aha oomblik, toe val die misterie wat jy gedink het, die onmoontlikheid van jou situasie, toe kom lig aan in daai donker situasie. Maar dit is alles a matter of opinion. Dit alles gaan oor hoe ek en jy na die situasie kyk. Want ek en jy kan na onsself kyk en sê, nee my maat, maar ek is so gelukkig. Ek het net die groen vinger, ek het die Midas touch, ek het die vermoë om al die dinge te kan doen, want ek is great.
My hele lewe lank het ek nog het reg gekry om gelukkig te wees in daai goeders en ek speel die lotto en dan wen ek of ek gaan dobbel en dan wen ek of ek gaan vat kanse as ek dronk bestuur en ek het nog nooit in die moeilikheid gekom nie. Ek het al rondgeslaap soveel kere en ek het nog nooit in die moeilikheid gekom nie. Weet jy wat? Die feit dat jy daardie goed glo van jouself is 'n bewys dat die vyand dit reg gekry het om 'n sluier oor jou oë te gooi, om te ignoreer dat die guns van die Here oor jou lewe is. Nou asseblief, moenie vir 'n oomblik dink dat ek dink die guns van die Here weerhou jou om swanger te raak of om siekte te kry of om te kan dobbel en te kan drink en roekeloos te wees. Glad nie. Maar weet jy wat, ek kan vandag vir jou getuig, dat die genade van die Here, die guns van God, het my so al beskerm in my persoonlike lewe, dat ek nie meer vir 'n oomblik kan eer vat vir myself, omdat ek lucky was nie. Jy weet, ek kyk deesdae anders dan na die wêreld. Ek kyk deesdae na die wêreld uit 'n prentjie uit, van om te sê, Here, ek wil U raak sien. Ek wil U erken. Ek wil sien wanneer U dinge doen. En partykeer, Here, maak U deure toe in my lewe. Partykeer is daar tyd dat daar 'n deur gesluit moes word, sodat 'n nuwe deur kan oopgaan. En een van die geleenthede, en weet jy net, dit is vir my so amper so skrikwekkend, as ek terugdink, ek eis eintlik, as ek dink aan die onkundige goeders wat ek gesê het. Ek sit hier agter hierdie mikrofoon op hierdie radiostasie vandag by Radio Tygerberg. Vandag sit ek hier amper 5 jaar nou al. 5 jaar terug, net so oor die 5 jaar terug, toe ek besig by 'n ander radiostasie. Toe ek besig daar om ook uit te saai en ook te bedien en ook te preek en al die tipe goeders te doen. En ek het op 'n punt in my lewe gekom waar ek leeg was. Ek was stikkend, ek was ongelukkig en ek wou nie meer in daai situasie wees nie. Niks fout met die radiostasie nie, niks fout met die bediening nie, niks nie. Ek het in my hart, was ek net siels ongelukkig gewees. Nou was dit God wat my ongelukkig gemaak het, ek twyfel. Was dit die vyand wat net 'n klomp nonsens oor my lewe kom gooi? Heel moontlik. Maar ek het gehoor gegee aan 'n klomp stemme in my hart. En ek het gegaan, en ek het na die bestuur toe gegaan en gesê, ouens, ek geniet nie meer om hier saam met julle te wees nie. Ek geniet dit nie meer om saam met julle die pad te stap nie. Ek voel, maar ek het meer in stoor vir my lewe. Ek wil myself meer geniet. Ek wil 'n DJ gaan wees. Ek wil gaan lekker geselsies maak en ek wil 'n bietjie adventurous goeters praat en ek wil 'n bietjie tong in die kies goeters gaan staan en sê. En ek bedank toe net daarso. En is in daai oomblik waar niemand verstaan het wat aangaan nie, dat ek het wegbeweeg. En ek sit so vir 2 maande by die huis en vir 2 maande lank sit ek half en ek kry myself jammer en ek sê ek het die regte ding gedoen en ek probeer myself oortuig daarvan dat ek die regte ding gedoen het. En ek sit in my kantoortjie en ek is besig om te werk en iets sê vir my, maar Reinhard, wil jy nie vir hierdie radiostasie 'n boodskap stuur nie? Miskien kan jy net vir hulle 'n motiveringsboodskapie doen. Hierdie kort gedagtetjies, hulle kan dit opneem, hulle kan dit uitspeel. Dit kan dalk goed wees. En ek stuur die boodskap uit en ek wag eintlik nie baie lank nie. Maar ek kry 'n geleentheid om hier te kom sit agter hierdie mikrofoon, toe ek ongekwalifiseerd was, toe ek niks gehad het wat vir my gegaan het nie. Ek het nie 'n fanbase of 'n rekord of niks gehad nie. Ek het bloot net die guns van die Here gehad. Want God het geweet wat ek nodig het, en alhoewel ek dalk 'n deur vir myself toegemaak het, het God gesê, maar ek sal dit wat die vyand probeer beroof het, sal ek vat en ek sal guns daarop sit. Want die duiwel het dit amper reg gekry om my vir 'n oomblik uit die bediening uit te vat, omdat ek ongelukkig was in myself. Ongelukkig was in wie ek was. En hy kom beroof my, en hy kry dit reg dat ek hierdie mikrofoon opgee, en sê, it needs to be about me, and not about God. En die vyand kom kry dit reg dat ek in 'n kantoortjie sit, en ek roep uit na God, en ek sê, Here, maar waarom het hierdie goed gebeur? En ek besef, maar God het nie die deur toegemaak nie. Ek het my rug gedraai op die deur. En so kom God en hy maak 'n deur oop.
En weet jy wat? Toe hulle vir my bel om hier by Radio Tygerberg te kom werk, toe sê hulle vir my, Reinhard, toevallig het ons persoon wat die rol vervul, bedank onlangs, en toevallig het die persoon wat ons die werk voor gegee het, net nie tot lig gekom nie. En toevallig, toe bel jy ons. En ek besef, in daai oomblik was dit bitter toevallig geweest. Maar toe ek na die tyd besef ek, dat God maak 'n deur oop waar daar nie 'n deur veronderstel was om te wees nie. God sit jou voor, daar waar jy nie eens veronderstel was om in die wedloop te wees nie. God maak die deur oop in 'n vertrek waar jy nie eens veronderstel was om te wees nie. En vir die wêreld lyk dit toevallig, maar vir God lyk dit soos 'n nuwe kans, 'n tweede kans, 'n nuwe deur, 'n nuwe geleentheid om sy genade, sy hoop oor jou lewe los te maak. En ek dink elkeen van ons kan in ons lewe getuig van verskillende geleenthede waar ons beleef het die guns van God toe ons dit nie verdien het nie. Toe die genade van God ons kom oorweldig het, toe ons dit glad nie verdien het nie. Toe ons gesien het dat daar is 'n deurbraak en 'n voorspoed vir ons, toe al wat ons verdien het was skaamte, seerte, ongelukkigheid en verwoesting. En ons dink dit is toevallig. Werk dinge maar net uit, maar God sê dat hy is die Alfa, die Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is die een wat jou vooruit gaan, hy is die een wat vir jou plek beraam. Dawid skryf dit so ongelooflik mooi, skryf in die Psalms, hy sê, wanneer my vyande my omsingel, wanneer my probleme te groot raak, dan is God vir my 'n redding. Dan is God vir my 'n toevlug, hy sal my red, wanneer niemand anders te bereid is om op te staan vir my nie. En net so vanmôre is dit jou geleentheid om God te verheerlik met die feit dat jy weet dat niks in hierdie lewe net toevallig gebeur nie. Dat hy kom en hy skyn sy lig in jou omstandighede. Hy kom en hy bring sy hoop vir jou. Hy kom en hy gee vir jou sy genade, sy hoop, sy lewe. En hy kom aktiveer daai sleutel in jou lewe om vir jou deurbraak en voorspoed te wees. En dalk gaan dit sleg. Dalk is dit die stormagtigste tyd van jou lewe. Dalk is dit die mees ongemaklikste tyd van jou lewe. Selfs in daai oomblik is God in staat om 'n wonderwerk te kom doen as jy bereid is om hom raak te sien. Daar's hierdie Chinese storie wat eintlik so interessant is. Ek het hulle 'n paar keer gehoor in die laaste dag of 2. En toe kom die eerste keer hoor, toe is dit soos, wow, dis nogal interessant. En toe kom die tweede en die derde keer hoor, toe besef ek al die Here sê, luister mooi wat gesê word. En die storie is eenvoudig, ek gaan dit kortliks vir jou vertel. Hierdie boer en sy seun, hulle boer. Hulle het hierdie klein stukkie grond, maar hulle is eintlik armsalig, hulle het niks veel nie. Al wat hulle het is een perd wat die skaar trek en hulle kan nie hierdie boerdery doen sonder die perd nie. En op hierdie een dag toe hardloop die perd weg. En die seun kom na die pa toe, hy sê, pa, dis die slegste ding wat met ons kan gebeur. Dit is 'n tragedie, dis 'n nagmerrie. En die pa kyk en hy sê, wel, ek is nog onseker wat dit is. En die volgende dag kom die perd terug, en hy bring 2 ander perde saam. Hy kom terug gehardloop, en 2 perde kom saam met hom gehardloop, nou het hulle 3 perde. En die seun kom na die pa toe, hy sê, pa, dis wonderlik, dit wat verlore was, het teruggekom, ons het nie nou net 1 perd nie, ons het nou 3 perde, weet jy hoe baie goed kan ons nou doen, dis die beste ding wat met ons kon gebeur het. En die pa kyk vir my en sê, wel, ek weet nie of het goed of sleg is nie, sal nog moet kyk. En die seun is half beplekst in sy gedagtes. Hy sê, maar hoe kan my pa nie verstaan wat goed is en wat sleg is nie? Want dit is mos duidelik goed. En so gaan die seun aan en hy probeer hierdie wilde perde inbreek en hy probeer hulle reg kry. En in daai oomblik, terwyl hy op hy perd sit en hy probeer hom inbreek, hier gooi die perd hom af en hy breek sy rug. En almal kom na die pa toe en sê, ai pa, dit is so sleg dat jou seun se rug gebreek is, dit is so 'n tragedie, dit is so die slegste ding wat kon gebeur het. En die pa kyk vir die mense en hy sê, wel, ek weet nie wat dit is nie, ek weet of wat goed is of sleg is nie, tyd sal nog leer. Die volgende dag kom die weermag daaraan en sê, ek soek almal wat magtig is, alle jong manne wat bemagtig is om te kan beklei, moet kom beklei vir die weermag. Die pa sê, maar my seun kan nie gaan nie, hy het sy rug gebreek, hy is verlam. Die mense kom weer, en hulle sê, wow, hoe gelukkig is jy nie, jy het jou seun behou, dis die beste ding ooit. En raai wat sê die pa, wel, ek weet nie of het goed is, en ek weet nie of het sleg is nie. Jy sien in daai storie, wat vir my so uitstaan is, ons wil altyd definieer, of 'n ding goed is, en of hy sleg is. En as hy goed is, dan prys ons die Here, en as hy sleg is, dan vloek ons die dag.
Here, waarom laat hy dit toe? Here, hoekom is daar hongersnood? Hoekom gebeur slegte goeders met goeie mense? En as dit goed is, dan sê ons dankie Here, wonderlik, en baie van die kere sê ons eers vir hom dankie nie, eer ons onsself in die proses. Maar in hierdie storie neem ek so aan, en ek hoor so 'n gedagte van 'n God, wat sê, dit maak nie saak of dit goed is, en of dit sleg is nie, as jy kan aanhou om my te vertrou, en aanhou om my te glo, dat ek dinge sal laat uitwerk ten goeie meer, dan kan dit dalk toevallig vir jou voel, maar ek is die lig wat lewendig is binne in jou. Jy kan dalk dink dat dit is net omstandighede, maar ek is die God wat deure oopmaak en situasies draai, sodat jy kan staande bly en kan sê, God is met my. Jy sien, in my storm, in my situasie, en in jou se storm en situasie, kan jy besluit hoe jy daaroor voel. Dit kan dalk die slegste nuus wees vir iemand, maar weet jy wat kan dit vir jou wees? Die hartseerste oomblik kan 'n geleentheid wees vir God om lig weer te kom bring in jou lewe. Die beste situasie kan vir jou wees 'n geleentheid om God te eer vir sy goedheid en sy guns. 'n Hartseer dag kan ook jou forceer om jou knie te buig en voor God te gaan sit en bid. 'n Blydskapdag kan 'n dag wees waar jy weer jubel en juig en dans voor God se troon. Jy sien, vanmôre is dit 'n oomblik waar ek en jy moet besef dat ons situasie, my en jou situasie, is so tydelik. Want alles wat goed is, draai ergens. En alles wat sleg is, verander ook ergens. Niks bly ooit dieselfde vir altyd nie, behalwe God. Hy verander nooit nie. Sy karakter verander nooit nie. En ek wil jou vanmôre aanmoedig om te besef waarlik, dat God is lewendig en waardig om geprys te word. En ek wil jou nooi vanmôre om dalk te gaan erken. Net op die WhatsApp lyn. As jy by die radio luister, sit dit vir my op 'n WhatsApp. 0844 104 104 is die nommer. As jy aanlyn kyk, sit dit vir my in die comments. Besef dat die lig, die teenwoordigheid of afwesigheid daarvan is nie nou ter sprake nie, maar die lig is God. So wil jy dit nie vir my vanmôre sê, Here, U is my lig nie. As 'n verklaring om te erken dat God die lig is in jou wêreld, die lamp vir jou voet en die lig vir jou weg. Laat dit toe om vanmôre die waarheid oor jou wêreld te wees. Here, U is my lig. En as jy dit kan sê vanmôre, dan kan jy ook sien dat lig kom val in jou omstandighede. Dan kan jy sien dat lig kom opdaag wanneer jy nie meer die hoop het en die moed het om aan te hou nie. Dan kom lig en dit val in jou wêreld en jy sien dat die heerlikheid van God is met jou. En ek wil saam met jou bid vanmôre. Ek gaan saam met jou bid en ek gaan saam met jou die Here verklaar vir sy goedheid, sy genade, sy deurbraak, sy wonderwerk. Want die Here is jou lig. Dis nie Reinhard nie, dis nie die radiostasie nie, dis nie mooi praatjies nie, dis nie Tony Robertson nie. Hierdie is die lig van jou lewe. God is jou lig. En as dit donker is, dan is hy alleen wat lig in jou wêreld sal dit opskyn. 'n Liedjie van CeCe Winans wat ek so verklaar oor my lewe. Ek verklaar dit soveel keer oor my, want ek weet dit is die waarheid en as ek dit kan sê, dan kan ek dit begin glo. En dit is the goodness of God. The goodness of God. En ek wil dit nooi vir jou om te sing vanmôre, terwyl jy jou boodskap instuur. 0844 104 104 op die WhatsApp lyn. Here, U is my lig. Aanlyn as jy kyk, in die comments vanmôre, vinnig stuur dit in. Here, U is my lig en ek gaan nou saam met jou bid. Yes, Lord. Yes, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie. As hy. Sê dit vanmôre. Sê vanmôre dat hy is God. Hy is goed. Hy is lewendig. Hy is genadig. Hy is 'n lig. Hy is 'n lig. Hy is 'n lig. Hy is die lig vir jou lewe.
En hy is besig om sy lig te skyn oor jou situasie. In jou donkerte, in jou diepte, in jou teleurstelling kom hy. En hy kom bring die lig wat net hy kan doen. Jy kan hom eer vanmôre. Jy kan hom eer vanmôre vir die lig wat hy kom skyn. Nou of wat jy doen as jy sê dit net. Dankie Here. Dankie Here. Dankie dat U nou. Here, soos 'n vergrootglas wat gestaan word in die son, so 'n radikale lig kom skyn in mense se lewens. Here, dankie dat U kom en U kom verlig al die duisternis, al die vrees, al die teleurstelling. Here, U kom verlig alles. En Here, U gooi 'n groot spotlight op mense se lewens. U daag op, Here, selfs al lyk dit so onmoontlik. Here, U daag op al is dit vir my nie eers moontlik om dit te bedink nie, Here. Maar doen U groot wonderwerke. Dankie Here. Dankie Here. Dankie dat U nou in hierdie oomblik lig bring vir iemand. Dankie Vader. Dankie Vader. Dankie Here. Amen, amen, amen. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Vader. Dankie Here. Gaan ons saam bid? Is jy reg? Is jy reg om saam te bid? Come on. Kom ons verklaar net die grootheid van God. Die grootheid van God vanmôre. Net daar waar jy sit vanmôre. Doe my 'n guns, as jy by die radio luister. Ek wil graag my hande op jou lê, ek kan nie. Maar jy kan, as jy by daai radio is, jou hand sommer net op daai radio lê vanmôre. En dit is dalk weird en dit is dalk vreemd, maar daar's geen magiese krag in dit om jou hand op 'n radio te lê nie, maar ek voel net altyd, as ek vir jou kan my hand bo op jou skouer lê, dan sit al vir my daai koneksie wat gevorm word. En miskien vanmôre het jy die vrymoedigheid om terwyl jy in jou motor sit, net jou hand sommer op daai dashboard te sit, of om jou hand op daai radio te gaan lê. Vir jou wat dalk aan die aanlyn kyk vanmôre, vat net daai foon, hou hom net vas. En praat net saam met my met die Here. Want Vader, U vanmôre kom en U bring lig, Here. Here, U kom vanmôre en U bring lewe, U bring oorvloed en U bring genade, Here. En Here, so desperaat is ons vir U teenwoordigheid. Here, dat ons baie keer sal kyk na die ooste en na die weste en ons sal kyk na alles wat in die wêreld aangaan en opinies vorm daarvan. Maar Vader, vanmôre kom vat ons al daai opinies en ons gooi dit weg. Here, ons vat al daai opinies en ons sit dit eenkant en ons roep U aan en sê, Vader, kom wees U die lig. Kom wees U die lig, Here, wat skyn. Here, kom wees U die God wat lewendig is. Kom wees U die God wat regeer. Kom wees U die God, Here, wat aanraak in donker tye. Here, mag ons vanmôre so bewus raak van U absolute teenwoordigheid. Dat of ons rug teen die muur het en of ons rug gedraai het op U, kom verlig weer ons wêreld. Dat ons U sal raak sien, selfs al is ons in die grootste storm van ons lewe, selfs al is ons in die grootste hartseer, selfs al is ons in die grootste pyn, selfs al het ons die grootste verleentheid behaal en beleef. Here, kom skyn U lig vanmôre. Dankie Papa Vader vir U teenwoordigheid. Dankie Here dat U nou 'n wonderwerk doen. Here, dat U lig oor iemand se siekte kom skyn en hulle genees. Here, dat U genesing nou kom, U lig kom skyn oor iemand se huwelik, oor iemand se finansies, oor iemand se pyn, oor iemand se swak gedagtes. Here, ons kom roep U aan. Kom skyn.
U lig. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie. So baie dankie vir jou. En ek sien hoe jy deel raak van hierdie live en ek sien hoe jy die Here vertrou. En ek sien hoe jy uitroep na hom toe. Amen. Amen, amen, amen. Johan, baie dankie my baie. So hier's wat ek jou guns wil vra. As jy elke week op TikTok, elke woensdag aand, te brein, baie dankie. As jy elke woensdag aand om 9:00 of elke sondagoggend om 7:00 hier in hierdie live sit, en jy word bemoedig en jy word aangeraak en jy word, jou gees word opgebou en jy word versterk daardeur. TikTok het gevra, die geleentheid gegee dat ons 'n vorm van subscribers kan hê. En wil jy dit nie oorweeg? As jy voel maar by hierdie lives word jy regtig geestelik gevoed om dalk een van die subscribers te word. Wat dit behels weet ek nie, maar ek dink dis altyd great om deel te vorm en te connect en te commit tot iets toe. Amen. Amen. So daar's 'n geleentheid vir jou. As jy graag wil 'n subscriber word, gaan subscribe tot hierdie ding en mag jy regtig waar net beleef hoe die Here ook in jou lewe iets nuuts kom doen. Mag die goedheid van die Here jou najag. Mag sy liefde jou beskutting wees. Mag hy jou hou in die holte van sy hand. Mag jy ewig wandel in sy kosbare teenwoordigheid. En mag jy sien dat jy die beste jy is wat daar nog ooit was. Toe hy jou gemaak het, toe maak hy jou perfek nes jy is. Leef die lewe wat hy vir jou het. 'n lewe in oorvloed. In Jesus naam. Amanda, wat wil jy my graag vra? Jy is welkom om 'n vraag te vra, Amanda. Amen. Amen. Hoe word jy 'n subscriber? Ek weet nie. Ek dink daar's 'n sterretjie of 'n ding wat jy moet gaan klik en I don't know. As dit nie maklik is om te doen nie, is dit ook oké. Ek weet nie. So. Amen. Hierdie lives is ongelukkig nie lives wat ek moet mense engage in die vorm van om boksies oop te maak of om te deel of sulke goeders. Hierdie is 'n plek waar jy kan ontvang. Jy weet, dis soms in daai moeilikste tye. Dankie Lucille. In daai moeilikste tye, wanneer dit voel asof die platform al hoe laer raak en al hoe nader kom. En dan bid jy en dan eers skielik dan is dit waar die gebed tot daar bo gegaan het, kom jy nou net tot hier. En dis daai mismoedige gevoel. Jy sien, dis daai leuns wat ons soms glo, want dis al wat die vyand kan doen is. Hy kom en hy vertel vir ons, maar God hoor nie ons gebed nie. Hy vertel vir ons dat God nie omgee oor ons situasie nie. Hy vertel vir ons dat God ignoreer ons. En dat God nie luister nie, maar die waarheid is dat God hoor elke gedagte van jou, nog voordat jy dit by jou mond geuiter het. Nog voordat jy dit eers gedink het God alreeds dit geweet. Hoe weet jy? Weet jy wat? Daar is baie mense sal vir jou sê, daar is groot vrede in jou hart. Daar is groot vrede, jy het hierdie rustigheid wat kom, en vir sommige mense is dit so. Ja, ek het dit nog nooit beleef nie. Ek het nog nooit in my lewe beleef daardie vrede wanneer ek 'n groot besluit moet maak nie.
Nie wanneer ek moes uitgestap het in geloof nie. Nie wanneer ek moes groot hoeveelhede geld vir mense gee nie. Ursula, baie dankie. Nie wanneer ek enige iets wat radikaal is moes gedoen het. Het ek al ooit hierdie ongelooflike vrede net beleef nie. Ek het nie. Inteendeel, my hart klop altyd so. Boem, 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 boem. Maar weet jy wat doen ek? Ek vat 'n tree in geloof. En ek sê, Here, alhoewel my omstandighede nou so onseker voel, weet ek weet in my hart dat Here, U wil iets kom doen het. En Here, daarom sal ek gehoorsaam wees. Daarom sal ek gehoorsaam wees. Want my gehoorsaamheid is groter, is van meer waarde as my offer. Die Bybel sê dit. Obedience is better than sacrifice. So vanmôre wil ek vir jou sê, as jy wonder of jy die regte besluit maak, is God in daai besluit? Bid. God gaan nie vir jou goeie sê wat teen sy wil is nie. God gaan nie vir jou sê los jou vrou nie. God gaan nie vir jou sê wees bedrieglik nie. God gaan nie vir jou sê lieg nie. God gaan nie vir jou sê draai 'n rad, iemand anders deur die rad voor die oë nie. God gaan nie daai goeders vir jou sê nie. Maar wat God wel gaan doen is, hy gaan vir jou woorde van sy waarheid en sy liefde, gaan hy met jou praat. En al voel jy nie vrede in jou hart om vir iemand geld te gee nie, die oomblik as jy dit doen jy dit eintlik in geloof. En jy bless die Here daarmee deur gehoorsaamheid. En wanneer jy vir iemand 'n hand uitsteek om te help, jy hoef nie die vrede te hê nie, jy kan dit doen. En selfs al doen jy die verkeerde ding dan, God honors your kindness. God honors your grace, your love. God eer wanneer ek en jy dinge doen wat sy guns ook sou doen. Johan, baie dankie. Amanda, Vader, ek weet dat die vrees wat Amanda vanmôre mee sit, die angstigheid en die bekommernis oor haar dogter, Here, daai depressie, daai negatiewe gedagtes, daai seer wat daai dogter het, Here, kom verwyder dit vandag. Vader, kom gee vir Amanda die moed en die hoop en die oë om te kan sien dat lewe en lig by haar is. Here, kom raak daai dogter aan. Gee vir haar die voorreg om te kan uitroep en te kan sê, my God het my duisternis kom verdryf met sy lig. Dankie Vader. Dankie Here dat ons nou kan lewe spreek oor daai jong meisie. Oor daai jong meisie se gemoed, oor daai jong meisie se gedagtes. Here, kom gee lewe daarso. In Jesus naam. Amen. En amen. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Vader. Dankie Vader. Dankie Here. Die Here seën U. Die Here seën U. As jy hierdie boodskap gemis het vanmôre, dan wil ek jou uitnooi om op YouTube te gaan kyk. Ek sal hierdie oggend se boodskap sal ek op YouTube gaan sit en jy kan hom daar gaan luister. Mag die Here jou seën vandag. Dankie dat jy hier was. Dankie vir elke persoon wat gaan subscribe het. Ek sal gaan kyk hoe dit werk en volgende keer kan ek dalk vir jou beter antwoord gee oor hoe die subscription werk. Baie dankie vir jou. Dankie vir jou wat hierdie live like en share en deel met ander mense. Oomblik wanneer jy dit doen, verander jy iemand anders se lewe. So die Here seën jou daarvoor. In Jesus naam. Ursula, baie dankie. Lekker dag. Dit sê.